Ons het gesels oor die belangrikheid van ons fokus na buite. Maar die fokus na buite veroorsaak dat baie mooi dinge na binne gebeur. En dit wat die Heilige Gees in mense se harte doen, terwyl ons na buite werk, is van die mees kosbare dinge. Kom ons lees Galasiërs 5. Here, hierdie is heilig. Hierdie is kosbaar. Dit is vir ons ook lekker. Dankie vir die woord. Dankie vir u hier wees. Dankie dat u in die volheid hier is. Dankie vir die mense wat saam met ons hier is. Mag u nou verheerlik word. Amen. Ons lees Galasiërs 5 van vers 19 af. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie maar sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Die vrug van die Gees, interessant, nie die vrugte van die Gees nie, dis net die vrug van die Gees, en dan word 'n klomp genoem, wat fasette van dieselfde saak is, van verskillende kante bekyk, sien jy maar hier is iets wat dieselfde is. Die praktyke, interessant, nie die vrug van die sondige natuur nie, in die begin van die gedeelte wat ons gelees het, die praktyke van die sondige natuur, dan noem hy 'n klomp dinge, en soos hy hulle noem, erken jy dit, en kan jy sien die wanorde, doelloosheid, die verdeeldheid wat dit veroorsaak, en dan sê hy, julle get my drift, julle sien wat ek van praat, en al dergelike dinge. As daai dinge deel van my lewe is, weet ek, hierdie is 'n vrotboom. En dis wat die vrug doen, die kwaliteit van die vrug gee ons 'n aanduiding van die gesondheid van die boom. En as die boom nie gesond is nie, is die vrug sleg. En wanneer die vrug sleg is, kry ek dit nie goed, deur dan nou maar net hierdie vrug kunsmatig mooi te maak. Die perske is nou vrot, maar nou kry ek klei en ek sit klei aan en ek kry verf en ek maak hom weer mooi nie. Nee, as die vrug vrot is, dan moet ek na die wortel toe teruggaan, dan moet ek na die boom toe teruggaan en die oorsaak gaan soek. En baie keer wanneer daar in ons lewe nie die regte vrugte is nie, ons sukkel dalk met ons hier meer, of ek het 'n sonde wat voortdurend daar is, dan sê ons, weet jy, ek moet net bietjie minder kwaad word. Of ek net so 'n bietjie minder vloek. Nee, dis 'n aanduiding dat daar 'n wortelprobleem is. Jy help nie, jy maak die probleem reg daar waar jy hom sien nie. Jy moet na sy oorsprong toe gaan, van die plek waar hy vandaan kom. En dis een van die kosbaarste dinge van mense wat deur die Here aangeraak is. As ons getuig het en mense gee hulle lewe vir die Here, is die eerste aanduiding dat dit 'n gesonde bekering is dat daar 'n honger is na die Here. En dat die vrug van die Gees onmiddellik sigbaar word. Die mense verander. Hulle kry beheer oor dinge wat hulle nie kon doen nie. Hulle kry beheer oor hulle persoonlikheid, oor hulle leefstyl. Hulle kry beheer oor hulle dit wat hulle gewoond was om te doen en nie meer doen nie. Die Gees kry beheer van hulle lewe. En dis vir my een van die mooiste dinge van mense wat Christene word. Is hoe hulle verander. Ek het al gesê, jy sien dit in hulle oë. Hulle het 'n sagtheid wat jy nie gewoond is nie. En hulle het 'n toeganklikheid. Dit voel so lekker by hulle. Dis of hulle tyd het, of hulle rustig is.
Ek weet spesifiek, ek is baie lief om die getuienisse te volg van moslems wat die Here aangeneem het. Jy sien 'n moslim Christen op 'n myl. Hy is anders. Hy is net anders, hy het sagte oë, 'n vriendelike uitdrukking. Hy's doelgerig en hy's toeganklik. Jy wil tyd met hom spandeer. Ek het baie al van my pa se bekering vertel wat maar vir my die naby ene is, want ek was 'n jong kind toe dit gebeur het. Nou die tyd stap aan. Ek het later eers besef hy was 40 jaar oud toe dit gebeur het, wat eintlik baie jonk is. En hoe die Here net by hom twee dinge laat gebeur het. In die eerste plek het hy hierdie ongelooflike liefde vir die woord gehad. Hy het 'n obsessie met die Bybel gehad. Hy kon nie genoeg van sy Bybel kry nie. Ons moes elke dan en wan vir hom 'n nuwe Bybel koop. Hy het hulle letterlik opgelees. En die tweede ding is, hy het hierdie verskriklike liefde vir mense gehad. Jy kon dit nie glo nie. Hy is net lief vir alle mense. Op 'n myl is hy lief en hy wil by hulle wees. Hy wil hulle belangstel. Hy wil kyk hoe hy kan help. En dit is vir my kosbaar in die bediening, om deur die gewone bediening mense se lewens so te sien verander, wat hierdie vrug van die Gees in hulle lewe kry. Nie 'n dramatiese gebeurtenis nie, net deur gewoon aan die gemeenteaktiwiteite deel te neem, eredienste toe te kom, daar te wees waar ander Christene is. En dit wat ek ervaar nou in die jongste fase van my bediening hier in die Molopo, het ek nie woorde om te beskryf nie. Dit wat ek in mense se lewens sien, wanneer ons 'n geestelike byeenkoms het, dis so kosbaar. Die mense ry, dis wat my hier verstom is, die moeite wat mense doen vir geestelike dinge. Hulle ry ver, dis in die aand. Ons is baie keer tot 10:00 in die aand nog op plek, dan het hulle 'n uur of wat, baie mense se ry nog terug na hulle huis toe. Nie op maklike paaie nie op veilige paaie nie. Dis vir hulle maklik. Hulle wil weet waar Christene is. En as ons by die byeenkomste is, as ons oor die Bybel begin praat, is dit of jy dit nie gestop kry nie. As ons bid, dan dink mense, goed, hier gaan nou een of wat bid, dan bid almal sommer. Dis ongelooflike ervarings wat ek vir niks op die aarde verruil nie. En mense wat na jou toe kom en sê, weet jy, ek weet nie wat gaan met my aan nie, maar is iets aan die gebeur. Die Here word net vir my al hoe kosbaarder. Die dinge van die Here word vir my al hoe kosbaarder. Ek kry mense wat vir my sê, wil jy my nie help om Jesus te ontmoet nie? Hier in die Molopo, dis 'n ongelooflike voorreg. Ek was bevoorreg gewees om in 'n vorige gemeente waar ek was. Iemand wat heeltemal eers kerklik totaal onbetrokke was. Sy vrou het kerk toe gaan, hy het nie eens saam gaan nie, hy het sport gekyk, was baie lief vir sport. En toe 'n slag het hy besê, ag, laat ek maar saam met haar gaan. En deur doodgewoon deel van die gemeente te word, eredienste by te woon, 'n Bybelstudie of wat by te woon, het sy lewe totaal omgekeer, daarby om 'n geweldige passie gekom het. En ek sê vir niemand kan beskryf wat hy vir my werd was in my bediening. Ek was met die uitreikbediening verantwoordelik, met baie uitdagings, baie weerstand baie keer. En hierdie persoon het die leier geword van die uitreikbediening. En ek sal die Here altyd dankbaar wees vir Callie. Sy passie vir die Here, sy honger vir ander Christene, al hierdie goed het met hom gebeur. En dit was 'n stadige proses van net deel wees van die liggaam. En die Gees beheer van hom geneem en hom verander. En mag hierdie Pinkster vir ons so ene wees, waar ons 'n afwagting het oor dit wat die Here in ons lewe gaan doen, maar ook dit wat hy in die res van ons gemeenskap, nie net ons gemeentes nie, hierdie dinge gebeur ook mense van ander kerke, die res van ons gemeenskap gaan doen. Kom ons bid dat die vrug van die Gees vrylik sigbaar sal word. Here, dankie dat ons kan sien wanneer U werk, onmisbaar. Dat U in mense se lewens 'n verandering bewerkstellig, dat hulle net liefde het vir almal. Dat daar 'n vreugde is wat aansteeklik is, 'n vrede, 'n rustigheid wat mense trek. Dat daar geduld is, 'n deernis, dat hulle vriendelik is, dat hulle goedhartig is, dat hulle wil help, dat hulle selfbeheersing het. U is 'n wonderlike Here, Heilige Gees. Wanneer U werk, is ons op heilige grond. Wil U dit in ons lewens doen? Wil U dit in almal wat ons pad kruis se lewens doen? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.